Buite in die strate bars jacarandas uit hul nate en alles lyk van ver af so gesond. En dokter luister nog 'n keer of jy my hartklop wel kan hoor. Iewers het ek my hart op jou verloor. En hoe kan 'n vuur uit die woede geblus word? Hoe kan die liefde hom red uit die dood? Hoe kan 'n hart wat al lank al vertrap is weer gered word uit die nood? Buite in die strate bars jacarandas uit hul nate en alles lyk van ver af heel gesond.
say for certain, maybe you're still here. I feel you all around me, your memory so clear. Deep in the stillness, I can hear you speak. You're still an inspiration. Can it be that you are mine forever, love? And you are watching over me from up above. Fly me up to where you are, beyond a distant star. I wish upon tonight to see you smile, if only for a while to know you're there. A breath away is not far to where you are. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are part
Fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up, folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. And I hope that I see the world as you did, 'cause I know a life with love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go, and when God takes you back, he'll say hallelujah, you're home. Hallelujah, you were an angel in the shape of my mom. You got to see the person I have become. Spread your wings and I know that when God took you back, he said hallelujah, you're home. Goeie, is hy aan? Goeiemôre, kan almal my hoor? Daar is hy. Baie welkom aan julle almal hierso, by hierdie dag, 'n hartseer dag, maar tog ook 'n dag van dankbaarheid. En dit genoem geliefdes Janita Alta, Wilma, Willem, Isabel, Mignon, Erik, Olwen, dink ek, is dit reg so? Dat ek so uitspreek? Wian, Michael, Carmen, Kylie, Lisa wat nie hier is nie, en dan ook Weston en Sophie, familie, vriende, broers en susters in ons Here. Toe ek Sondag by Wilma hulle was, toe het ek gesê, dit klink vreemd en snaaks, maar ons is nie vandag hier vir Marita nie. Ons is hier as gevolg van haar. En dit is alles Carmen se skuld. Sy het vir ouma die eerste keer hier saam met ander hulle hier na ons gemeente toe gebring. En as gevolg van ouma is ons vandag hier saam, vir mekaar. Ons is vanoggend hier om ons hartseer na die woord van die Here te luister en deur die woord en sy gees vertroos te word na Marita se afsterwe. En daarom is ons ook hier om mekaar te vertroos en in gedeelde hartseer in ons saamwees, ons troos met mekaar te deel. Hoekom is ons vanoggend hier? Hoekom is ons vanoggend nie hier nie? Ons is nie vanoggend hier om mekaar te probeer beïndruk nie. En daarom is dit ook so wonderlik om te weet dat hier gelowiges, kinders van die Here is, wat ook gelowiges, kinders van die Here kom vertroos. Ons is ook nie hier om onsself te verwyd nie, of iemand anders te verwyd nie. Ons kan kies om verbitterd of kwaad te wees, of moedeloos te word. Of ek en jy wat nog in hierdie lewe is, kan kies om te bly glo en om ons lewens tot die einde saam met ons Here te loop. Daarom is ons vanoggend hier om troos van ons Here self te ontvang en om in ons hartseer na die woord van die Here te luister. En daarom
en daardeur ook deur die woord en gees vertroos te word. Verseker gaan ons na Marita verwys, maar ons is hier primêr om die troos van die Here ontvang. Mag elkeen van ons dan ook werklik deur ons hemelse Vader vertroos word. En mag die woorde van Openbaring 21 verse 3 en 4 vir ons elkeen waar wees en ook waar word. Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God sal self by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons hemelse Here, dankie vir 'n dag soos vandag. 'n dag waar ons kan huil, waar ons trane in ons oë en op ons wange mag hê, maar dankie ook vir vertroosting, vir verlossing, nie net vir Marita nie, maar ook vir ons. En daarom bid ons ook, Here, dat die liefde van God ons Vader en ons Here Jesus Christus met ons sal wees, en dat dit vermeerder in elkeen van ons sal word deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons het nou gevra dat die Here ons vrede sal gee. Kom ons sing dan ook van die vrede, lied 482. Laat die Heer u vrede deur my vloei, leer my om ook soos u te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander u al meer in my kan sien. Ek dink, en ek weet, as ons so na die foto's gekyk het Marita ook 'n groot invloed op ons lewens gehad, en sy het vrede waar sy is. Kom ons streef ook hierdie vrede na, en ons sing lied 284, dan neem ons weer ons plekke in. Ek gaan vir Wilma vra om die bedankings te doen. Ruth, is daar nog 'n mikrofoon wat ons kan gebruik? Is hy daarvoor? OK. Ag, dit is so lekker om almal hier te sien, al die bekende gesigte van Groenkloof, so ek wil sommer wegval en almal bedank. Denise en Mariska en die mensies van Groenkloof, Denise wat baie te doen gehad het, mamma se reël van die blyplek. Dis maar 'n jaar en 2 maande gelede wat sy daar ingetrek het. En Mariska voor by ontvangs moes maar altyd die stuitige selfoontjie wat elke nou en dan een of ander streek uithaal moes ou Mariska maar gaan uitsorteer en altyd vriendelik voor by ontvangs. Suster Charlie het nie kans gesien om vandag te kom nie. Sy was so naby aan mamma en hulle het regtig 'n baie spesiale band gehad. Sy was soos 'n Florence Nightingale vir my ma, die woman with a lamp, wat letterlik altyd daar was wanneer daar 'n krisis was. En kalm en versekerd en die angstige familielede gekalmeer het. En ek kan nie dankie genoeg sê vir al haar bydrae ook nie, in baie moeilike tye. In haar afwesigheid, selfs met Suster Kato onder by die versorgingseenheid, wat ook maar onder moeilike omstandighede en baie goed wat aangaan in die versorgingseenheid altyd maar die fort moet hou. Al daai mense kan ek nie genoeg dankbaar sê en dankie sê vir alles wat hulle vir haar gedoen het nie. En dan kom al my ma se maatjies. Sjoe, ek kan nie almal noem nie, daar's te veel. Ek sal maar begin by Tannie Hetty, die buurvrou. Tannie Hetty wat vir mamma verwelkom het toe sy daar aangekom het, koffietjie gedrink het, saam gekyk het na die nuwe kookie wat daar rondspring, saam gekyk het na die berge, oom Arend wat eers daar gebly het met sy skerp sin vir humor. En hy was ook toevallig die laaste man wat met ouma gesels het voordat sy oorlede is, want hulle het toe oorkant mekaar in die versorgingseenheid geland die aand toe sy oorlede is. Sy het altyd sy grappies vreeslik geniet. Tannie Sue in die hoek, ouma het altyd in verwondering gestaan oor Tannie Sue se werk en haar stories van haar wonderlike beroep wat sy gehad het. Tannie Hypie met haar Weskus aksent wat ouma beïndruk het. Tannie Linie met die sterk karakter en altyd raad gegee het.
Tannie Mara se organisasievaardighede, Tannie Priscilla met die klas en 'n koskenner van formaat, Oom Hans, hulle het gepraat oor pensioene en mediese fondse, Elsie wat altyd reg was vir 'n geselsie en 'n kuiertjie. Ek kan nie opnoem nie, ek kan almal wat hier is nie eers noem nie. Tannie Janet het altyd gesorg dat die kerkmense koekie en 'n tee kry na die diens. 'n Baie spesiale vriend van ouma was oom Bertie, wat voorgestel is aan ouma deur Eliza en Ansie wat hier so is vanoggend. Ouma en oom Bertie het 'n baie spesiale liefde vir musiek en kultuur gedeel en hulle het baie diep gesprekke gehad oor allerhande klassieke goed, sal ek dit so stel. En deur oom Bertie het ouma ook een van haar groot musiekhelde, wie se koorsang en koorstukke sy altyd gesing het in haar kinderkore en haar kerkkore, het sy die voorreg gehad om die man in lewende lywe te ontmoet en dit was nou 'n absolute hoogtepunt vir ouma in haar jaar. So daar is so baie mense. Dan kom ons nou by die versorgers, Luzette, Michelle, Mindrey, Danoline. Hulle het soveel moeite gedoen met ouma en soveel liefde haar versorg. So sy swakker geword het, eers was dit net bed opmaak, dus dit bed opmaak en help was, dus dit bed opmaak en help was en aantrek, en so het dit nou maar gevorder, maar in al die liefde en geduld het hulle elke dag vir ouma versorg, en ons is so dankbaar daaroor. Jaco Lamprecht die dokter, Lloyd Joubert die kardioloog, is alles mense wat ouma nie moes leer ken, en van vooraf verhoudinge mee opbou. Is moeilik om op 87, 88 uit jou bekende omgewing uitgevat te word en in 'n nuwe plek gesit te word. Maar ek het geweet my ma gaan dit kan doen, want ek geweet sy's 'n ou netwerkertjie. Sy kan baie vinnig met mense oor die weg kom en in nuwe bande vorm. Dominee Hannes de Bruin, dankie vir die preek, dankie vir die akkommodasie en die waarneem van die diens. Ruth en haar span so vinnig reggespring het, Afbob se Martie en haar span, Jane met die blomme, Lenet van die eegoed, Daisy Business Solutions van die drukkers, was omtrent 'n business solution op 'n moeilike tyd om vinnig iets gedoen te kry. En dan aan my susters en my broers, my suster in Kanada met haar 2 kinders en hulle kleinkinders, hulle het almal gereeld met my ma kontak gemaak, en sy het haar agterkleinkindertjies is nou almal in Kanada, en Isabel het altyd gesorg dat ten minste 1 keer 'n week het sy vir my ma op FaceTime of deel gemaak van die ou kleintjie se bad, en toe hy begin eet, sy eet, en toe hy begin sit, sy sit, en dit was vir haar die hoogtepunt van elke week, om te sien hoe vorder die ou agterkleinkindjie. En toe word Sophie ook gebore in Januarie. So, my susters het tyd gemaak en moeite gemaak om hulle ouma deel te hou van hulle lewe. Dieselfde met Alta en haar 3 seuns. Een is baie ver in Kazakhstan, kon nie uitkom nie, die ander seuns is in die Vrystaat. Hulle almal het gereeld met ouma kontak gemaak. Al haar kleinkinders was ongelooflik naby aan haar. Hulle het haar gesien as 'n tweede ma en 'n tweede moeder. Dieselfde met my 3 dogters, Kylie en Carmen. Lisa kon ongelukkig nie uit Manchester uitkom nie. Maar omdat ek baie betrokke was met my ma, maar haar hele lewe lank, is my kinders ook baie naby aan my ma. En ek het baie keer dat ek amper half bietjie jaloers gestaan en kyk hoe nou hulle met haar kan kommunikeer. En hulle het geglo, sy het absolute wondere verrig deur gebed. So as enigiets voorgebid moes word, of iets moes gebeur wat nie wil gebeur nie, dan tel hulle die telefoon op en sê, ouma, jy bid nie hard genoeg nie, hierdie ding het nog nie gebeur nie, kry dit asseblief reg. En dan sy weer 'n keer gaan bid, en ons het geglo, alles wat ouma bid kom waar. Sy het net daai gawe gehad van gebed, wat ek in geen ander mens nog ooit in my lewe gesien het nie. En nou, wie gaan nou vir ons instaan in gebed? Maar sy het vir my gesê, my kind, nou moet jy maar self harder begin bid. So, dit is definitief 'n uitdaging vir my instaan vir my kinders nou. Ek het nou 'n redelike stywe taakie om te moet verrig daar. Ons kyk gou wat is daar nog. Ek wil spesiaal vir Carmen dankie sê. Carmen is my ma se oudste kleinkind.
Carmen was ongelooflik na aan my ma. Sy het ook nou ongelooflik ingestaan in die laaste 3-4 dae wat ouma 24 uur sorg nodig gehad het op 'n baie moeilike tyd oor 'n Paasnaweek waar alles die donderdag gestop het voor die Paasnaweek en sy 24 uur sorg nodig gehad het Carmen ingestap en my gehelp en ons is letterlik elke uur van die dag by haar gewees. En ek dink nie sy sou dit anders wou gehad het nie. Sy het soveel liefde en sorg gehad en alles wat sy graag wou hê nog vir 'n laaste keer het ons voorgesorg, maar ou Kami die moeilikste nag moes ou Kami hanteer. En sy was ook die een wat vir ouma haar laaste gemmertjie gegooi het. Die Vrydag aand wou ouma sê, sy wil asseblief net 'n laaste ou gemmertjie hê, en so het ou Kami gesorg vir die gemmertjie. Toe wou sy die laaste aand voor sy oorlede is net boeresop hê. Gelukkig was die boeresop gekook in my huis, so ons kon vir ouma gee. So, en toe het Kami omtrent alles verder gereël. Ek het maar gesorg vir die blomme en die eetgoed in die kerk en die dominee. Maar al die elektroniese goeders het ou Carmen gedoen. Sy het die programme laat druk. Sy het en onder baie druk, van dit is nou emosies en dit is informasie wat sy moet kry uit die familie uit. En Kami, you did well. Well done, my girl. Ek is baie trots op jou, hoor. En die laaste persoon, maar absoluut nie die minste persoon wat ek spesifiek wil bedank, is Chris. Chris het nou maar 'n baie spesiale plek in my ma se hart gehad. En hy het ingestaan waar nie een van ons kon instaan nie. Hy het altyd alles moontlik gemaak. Hy was soort van die chief financial officer wat al die finansies gereël het rondom alles wat met ouma moes gebeur of kon gebeur. Dit moontlik gemaak het om ouma af te kry van Johannesburg na George in 'n pragtige plek wat sy sou wou ruil vir niks nie. Ouma het elke oggend wakker geword en elke oggend laat weet, kyk hoe lyk die berg. Vanoggend is die berg nie daar nie. Ek sien 'n gorilla wat lê op sy rug, so lyk die berg. Ouma het altyd die berg geniet. Sy het haar plekkie waar sy gebly het geniet, sy het die mense geniet. Sy was die gelukkigste in haar hele lewe in haar laaste jaar en 2 maande. En dankie daarvoor, Chrissy. Waardeer dit so baie. Dit was net kyk of daar nog iemand is. Dis basies al. Baie dankie, Wens. Dankie Wilma, ek gaan vir Carmen vra om vir ons 'n huldeblyk te voor te hou te lewer asseblief. Ek gaan nie die Britney Spears microfoon op my gesig sit nie. So ek hoop julle kan my almal hoor. Dit is vir my 'n voorreg om te kan praat. En ek voel verantwoordelik om vir al 8 van ouma se kleinkindertjies te praat vandag. Baie van die kleinkinders kon nie vandag hier saam met ons wees nie, so I know that we are all here in spirit. We lift you up, ouma. Yes, disclaimer, ek praat mengels, Afrikaans en Engels gemeng. So, just so that everyone knows, that's my first language. Oma, we lift you up. Thank you for being the most incredible Oma the 8 of us could ever have asked for. Ek gaan lees uit my briefie. Oomsiekie Boumsie, vandat ek 'n klein dogtertjie was, het ek hierdie dag gevrees. Die dag waarop ons van jou sou moes afskeid neem. Oor die laaste paar jaar het ek probeer om myself voor te berei deur my gesig in al jou klere, jou hare en jou kussing in te druk. En ek weet elke liewe kleinkind het dit ook gedoen. In 'n poging om jou in ons geheue vas te vang. Deur net daardie oomblik langer vir ouma vas te hou wanneer ons jou gegroet het en wanneer ons jou omhels het. Jou vriendelike blou oë, jou sagte lae stem, die manier waarop jy jou esse so effens uitgerek het, so stadig gepraat het. Wanneer jy met wysheid en selfvertroue vir ons advies gegee het, jou huis het altyd geryk soos oupa en soos jy.
jou kenmerkende parfuum, jou koffiekoekies en vlaakoekies en 'n heerlike skaapbout. Of alles tegelyk. Daar was altyd sport of musiek aan in die agtergrond en die niggies en neefies, tannies en ooms almal saam. Dit is herinneringe wat ons baie dikwels aandink. Jy sal altyd veiligheid, sonskyn, tuiste, wysheid, positiwiteit, musiek, krag, nederigheid, humor en familie verteenwoordig. Jy was die matriarg van ons familie. 'n ware Proverbs 31 vrou. En ons hoop om in ouma se voetspore te kan stap. Ek wens die nuwe generasie wat kom in ons familie kon ouma ook so geleer ken het, maar ons weet jy sal voorleef in hulle harte en ook oor ons almal waak. Jy het ons almal eindelose genade en ondersteuning met eindelose genade en ondersteuning omvou. Maak nie saak hoe ver ons jou beproef het nie. En jy sou enigiets vir ons gedoen het. Jy het meer as een keer ons lewens gered. En soos my ma gesê het, dankie dat jy ons familie in gebed opgedra het. Jy is heel waarskynlik alleen verantwoordelik vir menige seën wat oor ons familie gekom het. Ons is baie lief vir jou, ouma. Words cannot describe the loss that we feel. I feel very grateful to have spent the last 2 years with Oma in a closer capacity than I was able to, and that means a lot to me. En ek weet ons tyd saam met Oma was vir ons baie kosbaar. So, ons onthou haar vandag, haar positiwiteit en veral haar verfynde wonderlike sin vir humor. And we will miss all the mischief that she helped all the grandchildren get up to all the time. So ja, vir ouma, we love you. Dankie. Baie dankie Carmen. Ja, Marita het 'n besondere manier gehad. Ek wil amper sê sy vertrek binne gestap het, was dit 'n entrance gewees. Mense het van haar geweet, sonder dat sy 'n woord gesê het. Maar sy het ook mense by mekaar getrek, soos ons ook in die ander briewe van die familie en die kinders sal kan lees. En sy het nie opgehou tot sy jou in haar sak gehad het nie. Deursettingsvermoë. Ek lees dan ook graag vir ons die begrafnisbrief daar op die eerste binneblad. Dit is met diepste hartseer dat ons afskeid neem van ons kosbare matriarg, ons formidabele mamma, ouma Grootjie en vriendin. Marita het op 4 April na 'n opregte en kleurryke lewe die tydelike met die ewige verwissel. 'n Groot boom het geval, maar die Hemelse Vader het sy engel teruggeroep en ons weet sy jubel, herenig met haar geliefdes. Marita was 'n voorbeeld vir almal wat haar geken het, altyd positief en sag, maar sterk en begaafd met 'n fyn sin vir humor. Sy het almal om haar belangrik laat voel en altyd met liefde en geduld opgetree. Marita was 'n innemende, veelsidige persoonlikheid, 'n talentvolle musikant en digter. Sy was ook 'n uitstekende onderwyseres, koorluister en lewensafrigter. Haar grootste liefde na God was haar familie vir wie sy alles gegee het en elke dag voor gebid het. Marita het altyd geweet waar haar krag lê en het haar verhouding met God uitgeleef. Mamma, ouma Grootjie wil ek bysit, vriendin, jy laat diep spore agter, rugsag by jou Hemelse Vader. Geliefde, ek gaan vra dat ons, net soos ons hierso sit, gaan ek vir ons die geloofbelydenis voorhou en luister daarna en oordink dit, want dit is waarop ons geloof ook gevestig het. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het
onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en ek glo aan die ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here uit Psalm 121. Die familie het gevra dat ons daaruit lees en dis ook 'n groot voorreg om dit daaruit te kan lees, veral wanneer ons na ons linkerkant kyk en ook elke dag die berge sien, die voorreg wat ons het om in seker van die mooiste dele, nie net van die land nie, maar van die wêreld te woon. Let op na die opskrif wat die vertalers vir hierdie psalm gegee het. Op pad. Ons sal ook kan sê op reis. 'n pelgrimslied. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedag nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in alle ewigheid. Geliefdes aan ons Here, Janita, Alta, Wilma, Willem, kinders en kleinkinders, of laat ek liewer sê, die kleinkinders en agterkleinkinders, familie, broers, susters in ons Here. Wanneer mens na hierdie woorde van hierdie pelgrimslied luister wat op pad gesing is na Jerusalem, hoor mens dat hier in werklikheid van 'n lewensreis gepraat word. 'n Lewensreis wat reeds vir Marita hier op aarde tot 'n einde gekom het, haar aardse reis. En sy het gereis. 89 jaar was haar lewe. Iemand het eendag lank gelede gesê, die lewe is 'n reis, geniet dit. En Marita het elke oomblik daarvan aangegryp. In haar musiek, in haar skoolhou, in haar liefde vir haar kinders en kleinkinders. Haar liefde vir die omgee vir die mense om haar. 'n Lewensreis wat as ware met 'n treinrit vergelyk kan word, met baie stasies waar mens partykeer maar net stop en dan weer ander aanbeweeg. By sommige stasies word daar afgeklim en dan word die plekke rondom die stasie verken en ondersoek en dan klim mens weer daar af. Dan klim mens weer daar op, ekskuus tog. En baie van hierdie afklimplekke onthou mens graag. En so het ons op die foto's wat ons gesien het, baie aangename afklimplekke gesien. Ander plekke wil mens maar weer liewer vergeet. En so neem die lewensreis waarmee ons op reis is, ons dikwels op vreemde paaie, waar ons ook baie mense ontmoet, soos ons ook vir Marita op ons lewenspad ontmoet het. En dan hierdie lewensreis, die lewenspad van ons, bou dan ons ook 'n klomp herinneringe op, memories, soos ons ook vir Marita op ons lewensreis ontmoet het. Tog moet ons erken dat ons eie lewensreise nie altyd seepglad verloop nie. Ja, ons eie lewens is maar baie kere vol opdraandes, skerp draaie, afdraaipaaie.
Maar so is daar op elke mens se lewenspad 'n laaste afklimplek. En soos in Marita se geval en baie ander 'n afklimplek waar daar nie weer opgeklim word nie. Geliefdes, wanneer ons so na die woorde van Psalm 121 luister, moet ons onthou dat in daardie dae dinge nie so maklik was soos wat ons dit vandag het nie. Dit was nie maklik om gereeld kerk toe te gaan of begrafnis te hou nie. Afstande was te ver, dit was te warm. Ons moet ook onthou dat Psalm 121 'n gedig is. 'n Pelgrimslied wat die Israeliete gesing het wanneer hulle te voet vanuit hulle eie woonplekke van ver af na Jerusalem gereis het om hulle godsdienstige feeste by te woon en om in die tempel te gaan aanbid. En hierdie pad na Jerusalem was gevaarlik. Die grootste gedeelte was oor berge en deur die woestyne. Die reigers is ook gereeld deur wilde diere en rowers oorval. Hulle het self geval oor die gebied waardeur hulle gereis het en seer gekry. Hulle het sonsteek gekry van die son wat hulle gebrand het en dat hulle dan geweldige koorsaanvalle in die nag gekry het. En in werklikheid het hulle geglo dat dit die maan is wat hulle siek maak. Om 'n pelgrim te wees, ook in vandag se lewe, was gevaarlik. Jy het letterlik jou lewe gewaag wanneer jy op reis was en in hierdie gevare word jy blootgestel. Is jy blootgestel op reis na die Jerusalem toe om die Here te gaan aanbid? Tog is daar twee dinge wat in hierdie Psalm uitstaan. Dit is hulp en bewaar. En dit behoort vandag vir ons steeds die troos te wees. Ten spyte van ons hartseer is hierdie woorde van Psalm 21 die troos dat God groot en magtig is, almagtig is. Hy is die een wat ons beskerming en hulp gee. Op ons eie pelgrimstogte, ons eie lewensreise, is hy met elke tree wat ek en jy gee. En hy's wakker, hy's by ons. Deur sy Heilige Gees is hy ook in ons. Soos ons Here Jesus Christus ons ook met sy hemelvaart beloof het, dat hy elke dag tot aan die volëinding van die wêreld met ons sal wees. Dit het nie verander nie. Dit is vandag nog steeds dieselfde. Tog waar ons vandag van Marita afskeid neem, is daar so 'n effense verskil. Soos die Here deur sy Gees by ons is Marita by die Here. En ons wat glo, is ook op hierdie lewensreis, die pad van die lewe. En daarom moet ons mekaar ook herinner, dat dit God is wat ons beskerm en ons bewaar. Dat hy ons hulp is. Soos die pelgrims van oud gesing het, is God soos 'n skaduwee by ons. Ons het in vers 5 gehoor, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Ek het dit ook Sondag by Wilmahale gesê, dis interessant dat die soldate daardie tyd hulle skild in hulle linkerhand vasgehou het en dan die swaard met hulle regterhand hanteer het, wat hulle regterkant dan onbeskermd gelaat het. En daarom sê die Here ook, hy is jou skaduwee aan jou regterkant. Die kant wat onbeskermd is, wat kwesbaar is, daardie kant beskerm die Here. En daarom is ons vandag kwesbaar. Ons regterkante of ons regtekante is vandag oop. Ons is hartseer oor ons verlies. En daarom is ons sagte teikens wat maklik deur die duiwel en sy trawante aangevall kan word. En juis in dae soos vandag, wanneer ons kwesbaar is die Here
by ons. Aan ons regterkant, 'n ereplek om ons siele te beskerm. Maar nie net vir vandag of môre nie, maar ook vir ewig. En dit is so dat ons vandag deur ons hartseer so oorweldig wees dat ons dit nie eers agterkom dat die Here by ons is nie. Maar hy is. Dit mag vir ons voel of ons net iewers heen wil weghardloop na 'n plek waar dit vir my veilig is. Dalk iewers gaan wegkruip waar daar rus en vrede is. En is goed en reg so, maar ons kan nie vir altyd iewers bly wegkruip nie. Nie van gevare en teleurstellings van die lewe nie. Want as ons gaan stil sit, is ons nie meer op reis nie. Ons kan nie vir altyd in die huis wegkruip nie, want ons is pelgrims. Ons moet aan die beweeg bly. Die vraag aan ons wat nog op hierdie pelgrimsreis is ek en jy op reis agter ons Here aan, met ons Here, of nie? Ek glo dat dit in ons die geval is, en omdat ons pelgrimvolgers van Jesus Christus is, soos Marita, soos ons ook uit die getuienis gehoor het, dat sy die Here gevolg het, stel ons dan eintlik ook op hierdie geloofreis waarmee ons besig, ons lewens bloot aan gevaar en teëspoed. En juis omdat ons in die voetspore van ons Here Jesus loop, wat sy lewe terwille vir ons op sy lewensreis hier op aarde verloor het. Ja, geliefdes, laat ons met mekaar self eerlik wees. As daar een ding is wat ons nie kan verander nie, is dit ons laaste afklimplek. En dalk voel dit of ons wêreld vandag reeds tot stilstand gekom het. Tog leer hierdie Psalm ons juis dat swaar kry, ons hartseer en selfs moegheid vandag nie uniek is nie. Op een of ander manier is dit maar deel van elke pelgrim, elke mens se lewenspad. Dit was nog altyd so, en dit sal ook altyd so wees. En juis as gevolg hiervan moet ons, terwyl ons pelgrims is, terwyl ons dalk bang of kwaad of hartseer is, terwyl ons so hier saam is en huil, van die Here se beskerming bly sing. Sing van sy beskermde skaduwee aan ons regterhand. Sing van sy teenwoordigheid in ons lewe, waar hy elke dag, elke tree van ons lewens betrokke is. Sing van sy beskerming wanneer ek en jy swak en hulpeloos is. Ek is seker dat Marita ook vandag vir ons sou sê, kyk op na die berge, sien waar jou hulp en beskerming vandaan kom. Nie van die hemel en van die berge af, maar van die Here wat dit gemaak het, wat ook vir jou en Marita gemaak het. Soos Marita se lewensreis vir ons memories, herinneringe oproep, moet ons ook besef dat ons leef. Ons moet ook leef om wanneer ons aan die einde van ons lewensreis gekom het, lewensherinneringe aan ons geliefdes agter te laat. Veral herinneringe van God se trou en sy beskerming. Geliefdes, ons is mense wat geroep is om op reis te wees. Op pad te wees saam met ons Here, waar hy die skaduwee aan ons regterkant is. Herinner dan ook mekaar gereeld aan God se hulp en beskerming in julle eie lewens. Ja, geliefdes, ek weet nie wat gaan nou in julle harte aan nie. Ek weet ook nie waarheen jou lewensreis jou gaan neem nie. Maar wanneer ons hier uitstap, gaan ons lewensreis aan. Ja, geliefdes, waar jy ook al gaan, waar jy ook al stap, hoe swaar jy ook al gaan kry, het ons die vreugde
en die belofte dat ons Here ons sal beskerm waar ons ook al gaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, onse Here, dankie dat ons reisigers, volgelinge van ons Here Jesus Christus mag wees. Dankie, Heilige Gees, dat U ons ook in hierdie lewenspad lei, ons lewe rig. En al is ons so baie kere ongehoorsaam, doen ons dinge wat ons nie moet nie, weet ons dat U ons troos en leer en lei. Ons Hemelse Vader, ons weet ook dat U alles wat gebeur, ten goeie laat gebeur. Dat het in U toelatende wil is dat ons mag bly wees en vreugde mag beleef, maar dat U ons ook hartseer dae gee om sterker te kan word op hierdie lewensreis van ons. Ons bid vir hierdie familie in die besonder, dat hulle ware troos van U sal ontvang, dat daar vrede sal wees, ja Here, die vrede wat ons verstand nie kan begryp nie, en dat hulle steeds in liefde omvou sal word, deur U self, maar ook deur ons wat hier vir mekaar is vandag. Maar Here, wanneer ons hier uitstap, wees met ons, en dit is die belofte waaraan ons vashou, elke dag, elke oomblik met ons, waar ons ook al gaan. Amen. Geliefdes, ons gaan lied 292 sing, ons wacht net vir die klavier, want die orgel se krag is af, ek weet nie wat het, ons is, ek weet nie of julle iets van beerkrag weet vandag nie, maar lyk my dit is nou vandag so. En dit is die wonder van Christen wees, en ons het dit in Marita se lewe ook gesien. Ek gaan dit nou voorlees, maar wanneer ons dit klaar gesing het, dan bly ons staan, dan sal ek die wegstuurseën uitspreek oor ons almal, en dan vandag ons, ons gaan, ons bly nog daarby, nee, dat jy nie gaan sing nie. Ok, ons, na die wegstuurseën, gaan ons die familie vra om eers uit te beweeg na die saal toe, en dan volg ons hulle. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dit my anker, my vaste hoop. 292, dan ontvang ons die seën, en dan beweeg ons na die saal toe vir die verversings. Kom speel die tweede versie ook.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle elkeen genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle elkeen sy vrede gee. Amen. Ons vra die familie om vooruit te beweeg, dan volg ons hulle. Baie dankie. Buite in die strate bars jacarandas uit hul nate en alles lyk van ver af so gesond. En dokter luister nog 'n keer of jy my hartklop wel kan hoor. Iewers het ek my hart op jou verloor. En hoe kan 'n vuur uit die woede geblus word? Hoe kan die liefde hom red uit die dood? Hoe kan 'n hart wat al lank al vertrap is weer gered word uit die nood? Buite in die strate bars jacarandas uit hul nate en alles lyk van ver af heel gesond.